Maar Susan het 'n ander belewenis gehad, en ek gaan haar nou vra om dit met ons te deel. Kom ons gee haar 'n lekker hande klap en sê welkom vir. Kyk eens naar dat. Kan julle my hoor? Ja. Ok, nou ek moet nou net al hierdie technology moet ek nou by my hou. Ek is opgewonde om hierdie storie met julle te deel, want ek moet julle sê net nadat ek dit toe vir Dion vertel, want dit gebeur toe nou met my, toe sê jy sal hierdie storie nog moet deel. En toe die tyd gekom dat, dis nou vandag wat ek het kan deel, want dis nou eintlik aan die einde van 'n verhaal wat ek die verhaal kan vertel. Nou, my storie begin in Oktober 2023. Soos die meeste van julle weet, is Dion toe met limfoom gediagnoseer. Maar ons was baie dankbaar, want binne 6 maande was hy in remissie, en het hulle vir ons gesê dat hy nou kankervry is. Ongelukkig, 'n jaar daarna, dit was in Mei hierdie jaar, toe het hy weer simptome, en het blyk toe weer kanker te wees wat terug is. En ja, natuurlik was dit vir ons 'n groot skok. Ons sou, in daardie tyd, het ons eintlik 'n vakansie beplan, en ons sou na Skotland toe reis. Die rede daarvoor was om whisky te proe, sê hy, hoor. Ja. Maar, Dion skryf artikels vir die Land Rover Classic Magazine, en een keer 'n jaar het hulle dan nou 'n vergadering, hulle nooi toe vir Dion uit om die jaar vergadering by te woon. So by die tyd dat ons toe nou dit uitvind, het ons dan al ons planne agter mekaar, maar ons gaan sien toe die dokter, en ons vertel hom nou van ons storie, en hy sê toe nee, dis reg, ons kan maar gaan, maar ons het, as ons terug is, ons is 10 dae weg, of 7 dae weg, of so ietsie, maar as ons terug is die dag daarna, dan moet hy nou met die chemo begin. Wel, ons het toe so versigtig optimisties, ons nou bly ons gaan, ons hoop nou maar alles sal goed gaan. En ons is toe op pad. Alles het goed geloop, ons het lekker whisky geproe op baie plekke, en toe ons dit was die laaste 3 dae, sou ons by hierdie dorpie bly, wat sy naam Briekstok is. Dit was ook naby die plek wat ons nou die Land Rover mense sou ontmoet. En toe voel Dion nie lekker nie. Hy het toe, behalwe dat hy toe nou voel, hy het maar heeltyd nie 100% gevoel nie, maar die dokter het hom kortison voorgeskryf, wat die simptome verlig het, sodat hy okay was. Maar dit lyk toe asof hy 'n maagkiem ook opgedoen het. So ons bly toe maar nou net in die gastehuis, en ons is toe nou rustig daar. Ek het die oggend opgestaan, en ek het buite gaan sit en my Bybelstudie gedoen, en ek was besig met 'n studie van Finding I Am, wat die ek is uitsprake is wat Jesus gelewer het. En dit is geskryf deur Lisa Terkeer, 'n wonderlike studie, en die spesifieke dag het toe gehandel oor die uitspraak wat Jesus teenoor Martha gegee het, van I am the resurrection and the life. Nou, sy begin toe die studie deur te sê, dat daar vrae is, baie keer in mense lewe, veral as jy in moeilike omstandighede is, dat daar nie vir jou sulke maklike antwoorde is nie, is dit nie? Partykeer, ek hoor aan 'n dag 'n dominee sê, partykeer is dit 'n geval van pray, guess and go. Van, jy het nie baie tyd om vir 'n seker uur te dink nie, jy moet 'n besluit neem, en nou moet jy net gaan, nee. Een ding wat ons weet, ons moet nie stil staan nie, ons moet vorentoe beweeg, nee. Maar sy verduidelik toe hierdie, en wat toe vir my baie sin maak, dat baie keer in ons lewens, is die wêreld en die Bybel is eintlik so geskryf, sodat daar spasie is, waar Jesus direk met ons kan praat. Die woord het mos algemene waarhede, wat altyd waar is. Maar is dit nie, partykeer sit jy in die kerk, en nou praat die dominee, dink jy net, hy geweet van my situasie, kom praat hy nou so direk met my, nee. En dat die Bybel ook so met ons, partykeer so tussen die woordlyne deur, sê vir ons wat moet te doen, alhoewel dit nie handleiding is, nee. Maar ja, so tussen die lyne, as te ware, soos ons sê, praat die Here met jou. En ek skryf toe daar langs vir myself, God leaves room for himself to talk to me. Nou, julle moet 'n bietjie verstaan, dis hoekom ek die storie begin het in 2023, dat toe ons daar was dit bietjie 'n unsettling time vir ons, nee. Ons het nou al een keer deur dit gegaan, die ons gesond, maar nou is hy weer siek, en nou weet as jy wat nou heeltemal vir ons voorlê nie. Die vorige dokter gesê, sal ek kan help nie, want dit moet nou hematoloog wees, en ja, so,
Dit is bietjie 'n moeilike tyd waarin ons is. Die skrifgedeelte waarmee ek besig was die dag, het gekom uit Johannes 11. En dit vertel die storie van die mense wat by Jesus aankom en vir hom sê dat Lazarus so siek is. En dat Maria en Martha hom nodig het en hy nou vinnig so toe moet gaan, nê. Nee. En Jesus antwoord hulle dan met hierdie woorde. Hy sê, this sickness will not end in death. No, it's for the glory so that God's Son may be glorified through it. Nou julle sal my nie glo nie, maar hierdie woorde was baie kosbare woorde vir my. Dit was bekende woorde, want dit was woorde wat Dr. Johan Snyman, wat 'n sendeling en dominee vriend is vir ons 18 maande terug, toe Dion pas gediagnoseer was, het hy vir ons hierdie woord gegee. Hy het dit, ek wil vir julle lees wat hy geskryf het. Hy het gesê, Dion, sedert jou toetse begin, draai die Heilige Gees hierdie woord in my kop om vir jou te gee. Ek het baie seker gemaak dat ek dit wel vir jou moet gee, en ek gee dit vir jou met ontzag en eerbied vir jou situasie, maar ook oor die oortuiging dat God dit vir jou wil gee. En dis 'n profound boodskap om vir iemand te gee, wat nou net met kanker gediagnoseer is van this sickness will not end in death. Now it's for the glory to God and that God's Son may be glorified through it. En hy sê ons aanbid vir jou en Susan tot volkome genesing. Nou op hierdie dag, wat ek nou daar in die Engeland sit, my slukkie, my water, my mond, en in hierdie onseker tyd is, gee die Here vir my weer dieselfde woord, wat hy 18 maande terug vir ons gegee het, nie? Sorry, okay. Toe gaan die studie voort, en het vertel nou, van die gesprekke wat plaasgevind het, tussen Jesus en Martha en Maria. En toe Jesus in Betanië aankom waar hulle nou gebly het, toe is Martha die eerste een wat Jesus tegemoet loop. Sy kom toe uitgestap. Nou Jesus het nou nie haastig gemaak so toe nie, nee. Hulle het mos ook geweet dat Jesus baie ander mense gesond gemaak het. So sekerlik het hulle mos nou met die groot hoop in hulle harte geleef dat hy gaan nou aankom en dan gaan hy nou vir Lazarus gesond maak. Maar hy kom toe baie rustig hier aangestap. En ek dink Maria kom toe redelik moeilik daar by die deur uit, of bietjie ontsteld, nee, en sy sê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie, sê sy. En Jesus sê vir haar, nee Martha, jou broer sal uit die dood uit opstaan. Maar sy verstaan het toe nou nie lekker nie, nee. Want as jy daaraan dink, sy het eintlik nogal in geloof dit vir hom gesê, Here, as hy was, sou my broer nie gesterf het nie. So sy het geglo, hy kon iets doen. Maar ek weet nie van geloof nou so ver gedink het nie, dat hy vir haar sê, hy gaan uit die dood uit opstaan. En sy verstaan hom 'n bietjie verkeerd en sy sê, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood uit opstaan. Dis toe wat sy sê. En nou sê die skrywer Lisa sê toe in die Bybelstudie, sy sê, sy het misverstaan, she was looking forward to a future resurrection, when Jesus wanted her to focus on what he was doing in the present. En in my gees, sê die Here vir my, maar ek sê dit vir jou. Want ek moet julle sê, toe Jan vir my daai boodskap gee, toe ek dieselfde sy gedink. Ek het ook gedink, ja Here, ek weet, die gaan ons nie vir ewig dood gaan nie. Jy weet, al sou hy nie hierdie oorleef nie en hy gaan dood, gaan hy mos lewe. Jy weet, so ek het dieselfde sy gedink. Maar Jesus sê toe in daai oomblik vir my, hoorie, Susan, ek is die opstanding vir jou. En ek wil ook hê, jy hoef nie te fokus oor wat nog gaan gebeur, oor eendag nie. Jy moet kyk oor wat vandag gebeur. Hier is vandag iets besig om te gebeur. Maar Jesus sê toe vir haar die volgende woorde. Hy sê toe vir haar, Martha, soms so 'n bysaakie, ek het nou nie gedink ek moet dit sê nie, maar ek het daaraan gedink. Onthou julle die storie van Martha en Maria wat in die huis was, en Martha wat so gewerk het aan die kombuis, en Maria wat so ewe lekker daar by sy voete sit, en toe raak sy 'n bietjie geïrriteerd met haar sussie wat so niks doen nie, nee, en sy wat so met rondhardloop. En toe sê Jesus mos vir haar, hoorie, maar jy moet onthou waar dit gaan, so is eintlik goed dat Maria hier sit. So dit was vir my nogal kosbaar dat Jesus van Martha hierdie wonderlike woord gesê het. Hy sê toe vir haar,
Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Hy het vir haar woorde gesê wat ons tot vandag toe onthou, nee. En julle sal nie glo nie, die volgende wat daar geskryf staan in die studie, cancer does not have the final say. Daar het ander goedjies ook gestaan, infertility doesn't have the final say, al die goed. Maar dis natuurlik wat my oog te raak sien. En in my hart sê die Gees weer eens vir my, vertrou my, moenie bang wees nie, ek is jou ewige hoop, en in my opstandingskrag is alles moontlik. En dit is net asof ek 'n groot rustigheid en 'n vrede in my hart gekry het. Nou wonderlik vir my, van die ons eerste diagnose, die eerste ding is 'n bietjie van 'n skrik, nee. Toe die dokter my die eerste keer sê kanker, toe huil ek so, hulle wou nie eers vir Dion laat betaal, hulle het net my gelawe en tee vir my aangedra, want toe huil ek vreeslik. Eintlik. Maar selfs van toe af, het ek hierdie ervaring gehad, dat die Here elke keer na my toe gekom het, en my hierdie vrede gee, ek het nie verstaan, hoe kan ek nou so rustig voel, terwyl my man nou so heavy siek is, nee. Maar daai oomblik gebeur toe dieselfde, dit is toe asof ek net tevrede en ek weet, okay, ons het 'n pad om te stap, maar ons kan okay voel. En ek dink, kan dit wees dat die Here nou so vandag met my praat? Hy begin deur my te herinner, dat hy tussen die lyne met my praat, maar hier ervaar ek dit nou. En ek blaai so terug in die boek. En hier sien ek die prentjie van die Proteas. Nou julle, hier is 'n vrou, wat in Amerika bly. Ek dink sy weet wat 'n Protea nie. Maar sy het op daai dag besluit om 'n foto van Proteas op die eerste dag van die studie te plaas. En dis of die Here vir my sê, hoor jy my mooi? Hoor jy my mooi? Dit is vir almal, hierdie waarheid is waar. Ek is die opstanding en die lewe. Maar hoor jy vir my, ek praat met jou. En ek sê vir jou, dis vandag vir jou waar. Toe ek voorbereid, ek nou glad nie gedink, dit gaan my gebeur nie, okay. Maar, dis toe asof die Here vir my sê, dis persoonlik vir jou. Want dis nie net vir Suid-Afrikaners 'n wonderlike, jy weet dat ons baie van Proteas hou nie, maar dit is ook in my en Dion se storie 'n besonderlike storie, maar dit is ook die eerste blomme wat hy ooit vir my gegee het, so dis op 'n manier dat die Here toe, werklik dat ek voel, hy praat op 'n unieke manier, en daar tussen die lyne met my. Omdat dit mos nou nie so handleiding is nie, moes hy self vir my iets sê dat ek kan weet, dis nie vir almal nie, dis vir my, nee. En ek sien dit toe ook, toe dit die volgende stukkie van die storie aangaan van hoe hy nou met Maria ontmoet. Nou ek weet nie of julle onthou nie, maar toe hy by Maria aankom, toe sy nou hartseer in die gehuurde huilers is ook mos nou om haar, en toe hy nou die besigheid sien, toe het hy hartseer geword. Ek dink toe myself, ek wonder hoekom was Jesus nou hartseer? Hy het mos nou geweet, hy gaan nou vir Lazarus uit die doodheid opwek, hoekom sal hy nou hartseer wees? En toe besef ek, maar Jesus het na Maria gekyk, en op 'n manier het hy gesien wat die sondelas van die wêreld aan haar doen. Want sy is hartseer want haar broer is dood. En hy het ook geweet dat dit die hartseer is wat mense op aarde beleef. En die tweede ding, hy loop toe al 3 jaar saam met sy disippels, en Lazarus en Maria en Martha was sy, kan ek maar sê, ek dink sy beste vriende. En selfs hulle het nie mooi verstaan hoekom hy hier is nie. Sy het gedink, ja, hy kan ons haar broer gesond maak, maar sy het nooit gedink, ek gaan hom uit die doodheid laat opstaan nie. En Jesus, dit was ook, as julle nou mooi die storie van Jesus lees, was hierdie gebeurtenis, die begin eintlik van sy pad na die kruis. Want hy het toe geweet, as hy hierdie groot ding gaan doen, almal gaan weet, van Lazarus wat uit die doodheid opstaan. En die fariseërs en ander mense gaan niks hiervan hou nie, en hy het mos geweet wat vooruit gaan gebeur. So hy het ook geweet dat hierdie daad van liefde sou ook op die eind beteken dat hy aan die kruis gaan moet sterf, sodat hierdie sondelas wat hy sien Maria so hartseer maak, dat dit regtig vir ewig sou verby wees. So ek dink, dit is wat hom so hartseer gemaak het, nee. En toe
die mooi ding wat later daar staan daar nadat Lazarus toe nou uit die dood uit opgewek is, het Maria uit dankbaarheid, het sy toe gegaan en sy het die diere reukolie gekoop en sy het dit op Jesus se voete gesit en sy het dit met haar hare afgedroog. Wat 'n sien is dit nou nogal, nê? Van 'n dis so, ek weet nie, dis eintlik heavy intiem, nê? En sy het hierdie ding gedoen en ek weet nie, die van julle wat Chosen gekyk het, sal dit bietjie dalk in jou gedagtes kan sien, nê? Hoe sy het eintlik 'n jaar se geld gevat en toe het sy gegaan en sy daardie het sy aan Jesus erkenning gegee vir wie hy was, want sy het toe besef dat hy die seun van God was, regtig, nê. En dat hy nie net mense gesond maak, maar iets wat dood is kon lewendig maak. En dat sy dit met haar hare afdroog, nê. Wel haar hare toe lekker geryk en ek dink dit was goed vir jou hare, dink ek ook, nê. Okay, maar toe, en nou die volgende oggend, ons is nou nog steeds in die dorpie. Ons is nou toe terug op die aarde. Ek het nou my Bybel eenkant gesit, ons is nou weer, ons is nog hier op die aarde. Die volgende oggend gaan stap ek en Dion nou in die dorpie. En terwyl, hoor jy die voeltjies, hoor wat jy? Die magpie wat so skree, nee. Okay, maar soos ons toe nou so stap en voor ek by die deur ingaan, jene, dit is nou net so, ek weet nie of julle ook soos ek is, maar die Here met my, het lyk my met 'n ding oor die kop slaan voor ek nou later weet, okay, dit is so. Sê ek so waar weer vir die Here, Here bevestig tog van my nou asseblief vandag as ek in die kerk instap, daai woorde wat ek gister gehoor het. Hy het dit nou klomp keer vir my gesê, Johan het dit vir my gesê, 18 maande terug. Klomp keer in hierdie tyd, het ek baie keer gebeur, die Here sê vir my, wees kalm, dit's okay, dis in my hand, moenie worry hieroor nie. Maar ek vra weer vir hom, ek stap in die kerkie in en ek gaan sit op die bank, en toe ek op die bank sit, toe val my oog op hierdie loodglasvenster, en toe kyk, toe's dit 'n prent van Maria, wat Jesus se voete met haar hare afdroog. Nou ek kan vir julle sê, dis soos 'n weerligstraal wat my tref. Ek sê toe, okay Here, toe maar, okay, ek gee oor. Ek verstaan nou, hierdie was van die Proteas en die hele saak en die hele storie en nou hierdie ook. Ek verstaan nou wat hy vir my sê. En wat ek toe beleef, die Here sê vir my, wees dankbaar en gee erkenning aan my. Dis toe wat hy sê. Want die uiteinde van die storie het niks met ons te doen nie, nee. Dit was ons van die begin af toe altyd sy hand. So bekommernis of iets sou in elk geval niks gehelp het nie. Dit het als van hom afgehang. En ek weet toe, die wonderwerk is besig om te gebeur. En waar hy vers aan die begin van gesê het, en dit sal die mag van God vertoon en tot eer van Jesus wees. Nou dis hoekom ek vandag hier staan. Want die oneindig gesê, ek moet nou nie aanpreek nie, maar ek wil net gou dit sê. Almal van ons in ons lewe het soms moeilikhede, nê, en dramas en sulke goed. En by my belewenis met die woord, is nie elke dag so nie, nê. Asof die Here nou op 'n dramatiese manier my hier oor die kop kom slaan en klomp mense my sien, hy het my glasvenster wys in die Proteas. Dis nie elke keer so nie, nê. Maar wanneer jy met die Here besig is en in die woord besig is, dan praat hy altyd met jou. So die woord kom nooit leeg terug nie. Partykeer is dit om my te herinner aan iets. Partykeer is om my te sê, hoorie, hou op daarmee, jy weet, stop hierdie ding. Partykeer is om my te sê, maar jy laat na om dit te doen, onthou om hierdie te doen. Partykeer gee hy vir my iets wat ek eintlik vir iemand anders moet gee. Soos wat Johan my daai woord gegee het. So die woord gee lewe en is nie dood nie. En wanneer jy tyd in die woord gaan spandeer, dan sal jy uitvind dat dit jou denke verander en jou denke vernuwe en jou lewe verander. En toe, okay, dit moes ek ook nog gesê, dit het ook vir my gesê, die dood het nie finale sê nie, kanker ook nie, sy opstandingskrag wel. En dan, 148 dae later, toe lui Dion daai klok en hy word ontslaan, en Kartie is verby, en die Here se woord is waar. Baie dankie. Hi. Wat?
Gee my 'n drink. O, okay. Dis nie die doodsklok wat gelei Ja, het, dis gee die my. lewensklok. Dankie Susan. Okay. Dis mooi, nee, dis en dan is die vraag, wat gaan jy anders doen? As hy by my kan wees, wees tog na my eindtyd hier. Is 'n lamp vir my voet en 'n helder lig op my pad. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n nooit kan ek vergeet hoe lief ek weet en God my hart my waardeur. Maar Jesus aan my lei om naby te bly. Die liefde het tot die einde